Ek dink soos meeste van die agtergekom het Sondagoggend het ons 'n lekker mond vol gehad en ek het eintlik 'n paar ekstra puntjies gehad wat ek graag met u wou deel wat lyk my nie in die tyd ingewerk het nie. Maar ek het my nou nogal verstom vanaand toe ek by ons gedeelte kom waar ons vanaand moet wees en wat ek vir u wil voorberei het. Toe dink ek myself, het ons as gemeente dan nie die boek Johannes deurgewerk nie. Wie van u sal met my saamstem? Ons het die boek Johannes deurgewerk en ek het nou nog wel gedink dat ek nie in die volgende jaar sommer gou weer myself vir hierdie spesifieke gemeente in die boek Johannes sal bevind nie, maar ek het vir u goeie nuus. Ek maak baie foute. So ons kan ons Bybels oopmaak by die boek Johannes en ek wil vir u vanaand op ons derde Pinkster boodskap begin uit Johannes hoofstuk 14. En nou gaan ons kyk wat sê die Here vir sy disippels en ek dink meeste van ons gemeente verstaan die boek Johannes self, wat die doel was, waarom hierdie boek geskryf is. Ons as gemeente het deur hierdie boek gewerk van hoofstuk 1 tot by die laaste hoofstuk. En ek wil vanaand nou juis met hierdie perspektief na hoofstuk 14 kyk en ek wil hê jy moet saam met my kyk na wat sien ons sê die Here Jesus Christus vir sy disippels terwyl hy nog nie gekruisig is nie, maar wat leer hy sy disippels van die Heilige Gees en wat hierdie Gees vir ons kan en wil doen en sal doen as ons hom ook toelaat om daardie werking in ons lewe te hê. So kom ons lees saam uit Johannes hoofstuk 14, ons gaan daar by vers 1 begin, maar net voor ek gaan begin lees, gaan ons net vir 'n oomblik die oë sluit en saam bid. Baie dankie Here Jesus dat u woord so ryk is. Here, ons kan dieselfde gedeelte oor en oor lees en soos die Gees dit invul, sal ons meer leer. Maar Here Jesus, ons wil vanaand kom stil staan en ons wil kom vra, Here, dat u vir ons sal kom help. Dat ons die insig en die wysheid wat ons hier ontvang kan toepas. Here, ons wil kom vra dat ons sal ons gedagtes vermeerder en verbreed aangaande die leer van die Heilige Gees. En Here, ons besef dat die Heilige Gees net soveel God is soos die Seun en dat die Heilige Gees van God net soveel God is soos die Vader, want dis wat die woord vir ons leer. Maar Here, kom en word u verheerlik in ons midde. O soete Heilige Gees, kom deel aan ons mee die gedagtes wat u in hierdie oomblikke aangaande ons koester en kom vervul ons met u krag. Kom besoek ons met u volheid. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. Kom ons lees saam Johannes 14 vanaf vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Nou, dis 'n fantastiese manier om te begin, maar nou wonder jy, waaroor? Kom ons kyk net weer na vers 38 van die 13de hoofstuk. Jesus antwoord hom en sê, sal jy jou lewe vir my gee? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. En dan begin hy met Johannes 14 vers 1. So wat is aan die gang? Wat het gebeur in Johannes? Wat was die omstandighede? Jesus Christus het vir sy disippels gesê, julle gaan almal aanstoot in my neem. En hierdie manne het vir mekaar gekyk en gesê, nee, ons dink nie so. Judas Iskariot het klaar sy hand in die skottel gehad en die Here Jesus het hom gesê, gaan doen wat jy moet doen en gaan doen dit gou. En die Here sê vir sy disippels, julle gaan almal aanstoot neem en ons weet van Petrus wat vir die Here sê, Here, ek kan nou nie vir die ander manne praat nie, maar vir myself. En die Here sê vir hom, vanaand sal jy voor die haan kraai my 3 maal verloon. Dan kom hoofstuk 14. Bemoediging. Dan kom hoofstuk 14 en as ek dan vir u sê dat hoofstuk 14 begin en hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Is dit nie 'n bemoediging nie? Is dit nie 'n bemoediging vir 'n mens wat hoor, uit myself is ek nie in staat om God te dien nie. Uit myself kan ek nie besluit
om God in oorgawe te dien nie, want die Here Jesus, nadat hy hom gewaarsku het, jy sal my verloon 3 maal voor die haankraai. En dit gebeur. Vriende, sit ons nie hier met ons Pinksterreeks en ons het begin, ons het kom kyk na die Vader se hart, ons het kom kyk die gedagtes wat die Vader aangaande sy kinders koester nie. Het ons nie gisterand gekyk na die uitstorting van die Heilige Gees nie, het ons nie gisterand gekyk na die kragtige werking van die Heilige Gees toe hy uitgestort het nie, het ons nie gisterand besef dat tale, sprake en soveel ander dinge saam met die Gees gepaard gaan nie, en dat ons daar tot die ontdekking gekom het, dat sekere aspekte van die Heilige Gees nie dieselfde gaan wees tot in die toekoms nie, maar dat daarvan daardie werke sal wees wat gaan stop. Nou sit ons in 'n scenario waar ons onsself moet vra in Helderberg, waar ons onsself moet vra in 2025, Here, is daar vir my vervulling? Here, is daar vir my iets? Want as die disippels wat U gesien het, die disippels wat U hande vasgehou het, die disippels wat die wonderwerke aanskou het, as hulle nie in staat was om by Christus te staan nie, sal ons kan, sal ons in staat wees. En nou wil ek U kom bemoedig. Ek wil U kom bemoedig met hoofstuk 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Elkeen van ons wat hier sit, moet een ding vanaand besef, ons skiet tekort. Elkeen van ons. Elkeen van ons moet besef, ons is nie in staat om God te dien, soos hy gedien moet word nie. En hierdie disippels van Jesus het iets gekort. Hierdie disippels van Jesus het iets nodig gehad. Wat het hulle nog nie gehad op hierdie stadium nie? Die Heilige Gees was daar, maar hulle was nog nie bekragtig nie. Het hulle soms opgetree met die mag en die gesag en die autoriteit van die Gees? Ja. Hulle het duiwels uitgedryf. Hulle het groot werk gedoen. Hulle het mense genees. Maar hulle was nie konstant vervul met die Gees soos dit beloof is nie. Nou kom ons kyk verder in hoofstuk 14, waar die Here Jesus vir sy disippels nou mooi laat verstaan het, dat hy gaan weggaan, dat hy 'n stryd gaan hê, dat hy 'n lydingsweg gaan hê, dat hy opgehang gaan word aan 'n kruis, en nadat hy vir sy disippels gesê het, daar gaan een van julle wees wat my verloon, sê die Here, moenie dat hierdie goed julle ontstel nie, moenie dat hierdie goed julle bekommer nie, glo in my, glo ook in hom wat my gestuur het. Daarin moet ons geloof wees. Nou sê Jesus in vers 14, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hierdie is my insiens nie vir ons nuwe nuus nie, maar is vir ons herinnering aan waarom Jesus weggegaan het. Jesus het weggegaan om vir ons 'n plek te berei. Jesus het weggegaan omdat daar in sy Vader se huis baie wonings is. En as dit nie so was nie, dan sou hy dit vir ons gesê het. Dan gaan hy verder, hy sê, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Nou as ek dit nou vanaand vir u sou vra, mense wat na die EG Kerk toe kom, Pinksterreeks op 'n maandag aand, dis mense wat ek dink die weg ken. Dis mense wat weet waartoe om te gaan. En die Here Jesus praat met sy disippels. En hy sê vir hulle, julle, ek gaan weg. Julle weet waartoe ek gaan. En julle weet hoe om daar te kom. En ons vriend Thomas antwoord in vers 5. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie. En hoe kan ons die weg ken?
Partykeer as jy in die skool sit, dan is daar 'n vriend of 'n vriendin of iemand wat in die klas sit, dan het die juffrou nou net 'n baie eenvoudige stelling gemaak. Byvoorbeeld, die simbool plus beteken om iets by iets anders te voeg. En net daarna spring 'n kind op en sê, wat beteken dit? Moet ek dit aftrek? Moet ek wat van wat af aftrek? Moet ek dit deel? Is dit nie 'n maalteken wat net op sy, wat regop staan? 'n Eenvoudige stelling. Christus het geen nuwe openbaring gegee nie. Hy is al vir 3,5 jaar by sy disippels besig. Hy het sy intog in Jerusalem. Hy het hierdie disippels voorberei tot op die T. Tot op die punt van sy sterfte. En Thomas sê, waar gaan u? Waar gaan u heen? Hoe kan ons daar kom? Wat het Jesus die hele tyd vir hulle gesê in Johannes 3? Wat het hy vir hulle gesê in Johannes 10? Wat het hy met hulle gedeel? Dat hy die wagter is, dat hy die herder is. Hy het vir hulle die hele tyd pertinent gesê. Hy het vir hulle gesê hoe hy met Nikodemus gewerk het en hom gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En wat sê Thomas vir hom? Waartoe gaan u? Hy het dan nou net vir hulle gesê, ek gaan huis toe. Ek gaan na my Vader toe. Ek gaan hom vir julle 'n plek te berei. Hoe moet ons daar kom? Deur dood te gaan, vriende. Want dis hoe hy daar kom. Maar die probleem met die doodgaan van 'n mens wat nie gered is nie, jy is nie gewaarborg van jou plek hier in die hemel nie. Hy gaan hom plek te berei vir sy kinders, vir sy volgelinge, vir die wat in hom glo. Nou ja, ons weet Thomas het nou meer as een keer in sy lewe sy hand opgesteek, nê? En sekere vrae soms gevra. Met die genade van die Here kom vers 6, Jesus antwoord hom. Ag julle, hoe wonderlik is dit nie? Jesus antwoord hom, Thomas, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Ek wil vanaand 'n bietjie vir u, ek wil sê, geloofsekerheid 'n bietjie kom inkleer. Dink u Thomas het geweet wie is Jesus? Ek dink so. Dink u Thomas het geweet Jesus het 'n aardse moeder? Dink jy hy het al ontmoet? Sy broers? Ons dink Thomas het 'n redelike idee wie Jesus is. En die Here Jesus sê vir hierdie Thomas in vers 7, as jy my geken het, ek dink daar kan ons 'n merkie sit, hulle ken hom. Hoe goed ken hulle hom? Hulle het vir 3,5 jaar saam met hom beweeg, saam met hom geëet. Sou julle my Vader ook geken het. Kom baie keer by mense, dan sê hulle vir jou, ek weet nie of ek gered is nie. Ek is 'n goeie ou, ek is 'n goeie mens, en ek glo in die Here, en dan wil ek by dit onmiddellik sê, die duiwels glo ook in die Here. Inteendeel, hulle is gemaak deur die Here. Hulle was daar by die tuin van Eden toe die duiwel vir Eva mislei het. Hulle glo ook in die Here. Die Bybel sê hulle sidder, maar Jesus sê vir sy disippels, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. Dink u as God se disippels dit verstaan het, sou hulle vir hom gevra het, hoe moet ons kom? Hoe moet ons gaan? Die Here Jesus praat pront uit. Hy praat reguit met sy disippels. En nou Filippus steek sy hand op en hy sê, Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader.
En dis vir ons genoeg. Maar ek dink as ek daar was, dan sou ek dalk iets anders vir Filippus gesê het, maar hoe sal ons nou weet? Jesus sê vir sy disippels wat hom ken, wat hom by sy naam ken, sy ma ken, sy broers ken, sy wonderwerke ken, al sy dade ken, al die vervullings van die profeseë, alles van Christus is aan hulle wel bekend. En Filippus haak af nadat die Here Jesus vir hulle sê, as julle my geken het, dan sê julle my Vader ook ken. En nou dat die feit dat jy my sien, sien jy die Vader. Hy sê dit vir hulle. Hy beklemtoon dit aan hulle. Dan sê Filippus, ag Here, wys net vir ons die Vader, dit is genoeg. Dan sal ons glo. Dan is dit genoeg. Is Lazarus se opwekking nie genoeg nie? Is die vermeerdering van die brode nie genoeg nie? Is die stilmaak van die meer van Galilea, die see van Galilea, is dit nie genoeg nie? Is die uitdrywing van die bose geeste nie genoeg nie? Is die spoeg op die grond en 'n smeer in hulle oë nie genoeg nie? Is die woorde om te sê, gaan en dit sal vir jou wees soos jy geglo het, is dit nie genoeg nie? Ag Here, wys net vir ons die Vader, dan sal dit vir ons genoeg wees. Ons wil deur aanskoue, die mens wil deur aanskoue, deur sekere tasbare dinge glo. En weet jy wat? Hierdie disippels het elkeen van Jesus se wonderwerke gesien. Wat sê hulle? Wys dit vir ons die Vader. Waartoe gaan u en hoe moet ons al kom? Geloofsekerheid is partykeer 'n groter probleem as wat ons dink. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle, en julle het my nie geken nie. Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien, verlede tyd. Jesus is die vergestalte Vader. Hy is die voorbeeld van dit wat die Vader vir hom gegee het en gesê het om te doen. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Dink u vir 'n oomblik die Here Jesus is, ek wil nou sê menslik gesproke, beïndruk in hierdie mense se kommentaar. Maar kom ons vat dit bietjie verder. Ons kom na ons eie kerk toe, ons kom na onsself toe. In ons eie kerk bely ons dat jy gered moet word om weergebore te word. En redding en wedergeboorte is dieselfde ding. Want jy kan nie gered word as jy nie weergebore word nie. Al wat jy moet doen is jy moet jou sondige toestand besef. En wanneer jy jou sondige toestand besef, is dit nie jouself nie, dis die Gees van God wat dit aan jou geopenbaar het. Titus 2:11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn met resultate in die verlede, hede en toekoms. So die feit dat jy besef jy is 'n sondaar, is die genade van God wat dit vir jou gee. Maar in ons kerk bely ons dat jy weergebore moet word. En nadat jy op hierdie pad van wedergeboorte is, moet jy op 'n volgende pad kom. En dit klink soos 'n volgende pad, maar is eintlik 'n pad wat jy loop en dan verander sy naam. En sy naam verander en heilig maak. Jy moet weergebore word, en as jy weergebore word, moet jy stagneer en 'n babatjie bly en melkkos eet, of moet jy dan weens die tyd opgroei en self dan ook amper 'n leraar wees? Dis soos die woord ons leer. Maar die Here Jesus sê vir Filippus, hoe vra jy hierdie goed? Hoe vra jy, toon my die Vader? Vers 10 sê hy, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Nou wil ek vir u vanaand kom sê, die Bybel sê, Jesus is in die Vader, en die Vader is in die Seun. Hoekom sê ek dit? Baie maklik. Die Bybel sê dit. Moet ek dit verstaan? Nie nodig nie. Al wat jy nou moet doen, dit wat die Bybel sê, moet jy glo. Nou as Jesus vir sy disippels sê, ek gaan na my Vader,
want daar's baie wonings in my Vader se huis en ek gaan hom vir julle plek te berei. Dan sê hy presies dit. En hy sê, en dan as hy, ons gaan seker daarby kom, wat gebeur as hy klaar is. Maar Christus beklemtoon homself en dan sê hy vir sy disippels, die feit dat julle my sien, beteken dat julle die Vader gesien het. En ek werk nou met u. Waantoe? Ons is op pad na die Gees toe. Christus het homself tentoongestel, en hy het die Vader tentoongestel. En hy spreek met sy geliefde disippels. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Wat sê Jesus? Wie bly in hom? Jesus sê die Vader bly in hom. Jesus sê die werke wat hy doen. Vriende, watter werke het Jesus gedoen? Wonderwerke. Wonderwerke toe hy vir die Samaritaanse vrou gesê het, luister, jy sê tereg, dat jy nie 'n man het nie, want jy het soveel mans gehad, en die een wat nou by jou is ook nie joune nie. Die werke wat hy doen, want wie bly in hom? Die Vader. Vers 11 sê hy, glo my, dat ek in die Vader is, en die Vader in my. Of anders, glo my ter wille van die werke self. Met wie praat die Here Jesus? Met sy disippels. Hoe is dit moontlik, vriende, dat die Here Jesus op hierdie geleentheid, op hierdie plek en geleentheid waar hy homself bevind, waar hy homself aan sy disippels as God verklaar, waar hy homself aan sy disippels as seun van die lewende God verklaar, waar hy homself verklaar dat hy nie die werke uit homself doen nie, maar dat hy die werke uit die Vader doen. Verklaar hy dat hulle self die Vader gesien het in hom. Wat is die weg? Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Jesus sê voorwaar, vers 12, ek sê vir julle wie in my glo, die werke wat ek gedoen het, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Soos ons vir 'n oomblik gewonder het, waar is Jesus? Hy het dit vir sy disippels gesê, dat hy na sy Vader gaan. Nou ons weet, ons het hemelvaart laas donderdag gedoen. Ons weet, Jesus is na die Vader, ons het dit beleef, ons het dit gesien uit sy skrif uit. Maar hy het dit voor die kruisiging aan sy disippels bekend gemaak. Vers 13. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Ek wil net so bietjie hierdie vers 16 met u inkleer vir 'n oomblik. As jy vir iemand sê, ek gaan vir jou 'n ander een gee, het jy een? Jy het een. Soos jy op die rugbyveld hardloop en die referee kry seer en hy slaat daar neer en jy sê vir die spelers, moenie worry nie, ek gaan vir julle 'n ander een gee. Wat gaan hulle kry? 'n Ander ref. En as jy vir jou kind sê, luister, as jy nou nie hierdie ding doen nie, dan en hy het nou klaar pak gegee, dan gaan ek vir jou 'n ander pakkie slaag gee. Maar die Here Jesus kom en hy sê vir sy disippels, ek gaan vir julle my Vader bid. En ek gaan my Vader vra dat hy 'n ander trooster gee. Wie is dan die trooster gewees? Jesus. Wie gaan weg? Jesus. En na hom gaan hy wie stuur? 'n Ander trooster. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid.
vers 17. Die Gees van die waarheid. Wat is die trooster se naam? Sy naam is die Gees van die waarheid. Ek sal julle 'n ander trooster gee, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Nou op hierdie stadium, as jy dit nou vir iemand lees, en jy sê vir hom, luister, ek gaan vir jou iets gee, maar jy kan dit nie kry nie. Kry jy dit? Of kry jy dit nie? Dit maak nie sin nie, maar vriende, dit is eintlik so mooi gestel. En ons weet dit. Die Heilige Gees is waar, vriende, op die aarde. Maar die Bybel sê die wêreld kan hom nie ontvang nie. Maar waar is hy? Hy is hier. Is hy op die klippe? Nee. Waar is hy? Die Gees van God is nie in die wêreld nie. Want die wêreld kan hom nie ontvang nie. Wie moet hom ontvang? Die kinders. Die kinders van God. Die wat in hom glo. Die wat aan hom vashou. Die wat verklaar dat hy die seun van die lewende God is en dat God die Vader in hom is. Die wêreld is boos, vriende. As ons sê die Heilige Gees is op hierdie aarde uitgestort 2000 jaar terug, dan wonder jy vir jouself, hoe is dit moontlik dat die aarde kan lyk soos hy lyk? Die aarde kan nie die Gees ontvang nie. Verlore mense ontvang nie die Heilige Gees nie. Geredde mense. Het hierdie disippels al die Gees ontvang soos ons hom ontvang het? Het hierdie disippels al op hierdie stadium in Johannes 14 die uitstorting van die Heilige Gees beleef? Toe die tonge soos van vuur neerdal en op hulle verdeel het? Nee. Die Gees van die waarheid en die wêreld kan dit nie ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dit is 'n profesie. Ons hou jaar vir jaar Pinkster. Jaar vir jaar kom ons by mekaar en ons raak opgewonde oor die Heilige Gees. Dink jy nie dat ons meer van die Heilige Gees nou al behoort te weet nie? Dat ons moet besef dat die Jesus van die Heilige Gees praat en dat dit so belangrik is om die Gees van God in ons eie lewens te laat manifesteer nie. Dit help nie ons glo in die Heilige Gees, maar die Heilige Gees is nie binne in ons nie. Ons glo dat die Heilige Gees uitgestort is. Maar ek gebruik altyd hierdie verduideliking met die kinders. As jy 'n emmer water vat en jy gooi 'n ou papsop nat, van bo tot onder, gooi hom papsop nat, vol water. Man, jy gooi hom sommer in die swembad. Is sy hart vol water? Nee, stellig nie. Daar kan soveel Gees om jou wees. Dit gaan nie help nie. Die Gees van God moet binne in jou wees. Jesus het vir ons 'n bekentenis gemaak van waar die Vader is. En Jesus het vir ons 'n bekentenis gemaak van waar hy is. Jesus het gesê in Johannes 14, ek is in die Vader. En die Vader is in my. En ek sal die Vader bid dat hy julle 'n ander trooster gee. En daardie ander trooster moet wat doen? Wat is sy doel? Wat is sy taak? Hy is daar om te troos. In vers 18 sê Jesus dit so mooi. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Weet jy wat is 'n wees? 'n Wees is 'n persoon met geen heenkome. 'n Wees is 'n persoon wat nie iemand het om na hom om te sien nie. 'n Kind, ons noem dit 'n weeshuis. Dis 'n kind wat nie ouers het nie. 'n Kind wat nie iemand het wat hom versorg nie. Jesus sê vir sy disippels, ek sal julle nie as wese agterlaat nie.
ek kom weer na julle toe. Jesus Christus maak 'n bekentenis en hy sê vir sy disippels, hy gaan terugkom. Hy gaan nie vir ewig weg nie. Hy gaan tydelik. Maar tydens hierdie periode sal hy hulle nie alleen laat soos wese nie. Hy sal vir hulle 'n ander trooster gee. En daardie vers 19, nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Waarvan praat vers 19? Praat van die ewige lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het, daai het beteken besit. Nou ek weet nie wie van u besit die 10 gebooie nie. Wie van u het die 10 gebooie as eiendom daar in die huis? Baie mense het idees van dit, maar baie mense het selfs die Onse Vader in besit. Hy's gehekel en dan hang hy partykeer daar in die voorportaal. Maar wat is die 10 gebooie? Wat is die wet? As die Here Jesus sê, wie my gebooie het en bewaar. Ons het dit nou baie by ons Bybelstudie gedoen in Openbaring, dat die woord vir ons 3 salighede gee. As jy die profetiese woord hoor, lees en bewaar. Nou, ek wil u nou nie in die gesig vat nie, maar meeste van u kan nie die 10 gebooie opnoem nie. Dis nie dat ons vir mekaar kwaad is nie, ons vergeet. En meeste, amper niemand kan dit in volgorde uitgee nie, behalwe die kinders. En as ons nou gelukkig is, dan kan ons daarom die groot gebod. Here, wat is die groot gebod? Dis daarom nou net die 2. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is die gebod. Nou daardie gebod moet waar wees, jy moet jou eiendom wees. Maar jy kan dit nie bewaar as jy dit nie beoefen nie. Dan is dit nie joune nie. Dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Vriende, ek wil vir u vir 'n oomblik vra, as die Here sê ek sal julle nie as wese agterlaat nie, as die Here sê ek sal vir julle 'n ander trooster stuur, hoe is dit dat meeste mense nie die Heilige Gees het nie? Het God roekeloos die aarde verlaat sonder om die Gees te stuur? Of het hy letterlik 10 dae later dit gedoen? Tasbaar dat die wêreld dit kon weet. Tasbaar dat 3000 mense op Pinksterdag tot bekering gekom het in Jerusalem. Onder tale spraak en onder groot werke. Sal God iets sê en dit nie waarmaak of iets spreek en dit nie doen nie? As ons na God se Vaderhart kyk van Psalm 103 en ons hardloop reg deur die profete, dan besef ons pertinent die Gees van die lewende God kom na die planeet toe. En daardie Gees van die lewende God het sekere take wat hy wil vervoer. En wat wil hy doen? Hy wil Jesus binne in ons harte sit, saam met die Vader. En hy maak woning in Jesus of in die Vader se hart of in die mens se hart. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Derde disipel maak 'n opmerking. Judas, nie die Iskariot nie, hy is nie meer daar nie. Sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Hy vra 'n eenvoudige vraag. Here, hoekom is dit so dat die wêreld die Gees nie kan ontvang nie en die wêreld, want hy praat van die Heilige Gees. Hy praat van, as jy my sien, het jy die Vader gesien, en wanneer ek weggaan, gaan ek die Gees stuur, maar die Gees gaan die wêreld nie kan ontvang nie. Nou vra hy die vraag, waarom gaan die wêreld nie die Gees ontvang nie? En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar,
en my Vader sal hom lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Ek vra u, praat ons nou van die hiernamaals? Praat ons nou van na die wegraping? Ons praat van die verlede, hede en toekoms. Wanneer gebeur dit, vriende? By redding. By wedergeboorte. By wedergeboorte sê die Vader. Nou kom ons sê gou-gou, hoeveel kinders word gebore en is net spontaan lief vir Jesus? Niemand. Hulle is spontaan lief vir sonde. Hulle is spontaan lief om verkeerd te doen. Maar wanneer daardie persoon deur die Gees ontmoet word, deur Titus 2 vers 11, wat die sonde aan die kind openbaar, dat die kind sy eie sondige toestand aansien, en hy sy hand opsteek en sê, Here, red my, dan word hy gered. Wat gebeur met die mens op daardie stadium? Jesus en die Vader kom deur die Heilige Gees en maak woning in jou hart. Kan die wêreld hom ontvang? Nee, stellig nie. Kan die geredde mens hom ontvang? Verseker. Vat dit tyd? Nee. Ligjare? Nee. Hoe vinnig voor jy jou hand opsteek, het die Here jou gewederbaar? So vinnig. Ek sê baie keer vir mense, wanneer kom iemand tot bekering? Wanneer die dominee 'n mooi boodskap bring en hy sê, luister, steek jou handjie op as jy nou voel jy is oortuig hiervan, en as jy jou hand opsteek, dan moet jy agterbly en dan moet jy nou kom bid, en dan na daai gebed gaan jy hemel toe. Nee, vriende. Jy gaan hemel toe voordat jy jou hand opsteek. God wag nie vir jou hand nie. Hy wag vir jou hart. En die oomblik wanneer jou hart erken wie hy is, sê God, dis genoeg. En toe daardie sondaar aan die kruis vir Christus sê, dink aan my. Hy is nie gedoop nie. Hy is nie geniks nie. Het die Here nie vir hom gesê, sê die gebed agter my aan nie. Die Here het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, want hy het sy sonde erken. En hy het sy sonde erken as gevolg van die beeld van Jesus. Here, en hy sê vir die Here, en hy sê eintlik vir die sondaar langs aan Jesus, dat jy nie met God so kan praat nie. Hierdie saak, ons verdiende loon, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy vra daar vir Christus om hom te vergewe. Die Bybel sê in Johannes 14 vers 23, dat hy in ons harte woning maak. Ek wil u vanaand kom vra, vriende. Ek wil vir u kom vra of u dit ervaar. Ek wil vir u vra of u die teenwoordigheid van die Vader en die Seun in die eie lewe ervaar. Ek wil vir u vra of Jesus lieg. Hy kan nie. Kan hy iets spreek en dit nie waar maak nie? Iets sê en dit nie doen nie? Kan hy 'n gees stuur wat moet sekere take uitvoer en dat daardie gees sê ek gaan nie? Dit wendel weer na die eerste gebod, die groot gebod. Vers 24 sê, hy wat my lief het, verskoon my, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat hulle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Watter woorde spreek Jesus terwyl hy lewe met sy disippels? Hy sê vir hulle, luister, dit wat ek nou vir julle gesê het, is nie my woorde nie. Dis die woorde van my Vader. Die disippels het die woorde van God, die Vader, aangehoor terwyl Jesus lewendig was. Jesus het homself verklaar as seun van God. Jesus het verklaar dat die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, gestuur sal word, en daardie Gees maak dat ons nie as
wese agtergelaat word nie. Waarom voel dit vir my? Ek sê nie dit is so nie, vriende, maar dit voel vir my, as jy na die deursnee kerk toe gaan, dan is dit 'n klomp wese wat rondtas en God soek. Is God nie beskikbaar nie? Is God nie vanaand hier nie? Wil hy nie homself aan ons openbaar en ons van ons sonde verlos nie? Wil hy nie sy gees stuur dat dit lewendig om ons of binne ons moet woning maak, sodat die Seun van God en God die Vader in ons lewens kan wees nie? Ons het krag ontvang. Wanneer? Wanneer het daar die krag gekom? Vriende, toe ons met sonde gebreek het. Wanneer het ons met sonde gebreek? Die dag toe Jesus ons gewederbaar het. Die dag toe ons hande opgesteek het en gesê, Here God, vergewe my, want ek is 'n verdoemde sondaar. Ek het die sonde lief, ek rol in die sonde, maar ek besef my toestand. En as gevolg daarvan vra ek vir vergifnis. En dan gebeur wat? Wedergeboorte. Wedergeboorte vind plaas. En dan sê die Bybel, doen God wat? Hy stuur sy trooster. Hy gaan ons nie soos wese agterlaat nie. En hy gaan wat maak? Woning binne in die dominee se hart, in die kerkraad se hart. Hy gaan woning maak in die harte van mense. Jesus proklameer die woorde van die Vader aan sy disippels. In vers 25 sê hy, dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar, die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy, vriende, dis die taak van die Heilige Gees, hoor wat sê die Bybel, hy sal julle dalk per toeval, soms, as jy 'n kansie het, nee, hy sal julle alles leer. Alles leer. En sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dink jy die disippels is vervul met die Heilige Gees? Dink jy die disippels het gesukkel om hulle briewe te skryf? Het hulle gesukkel om, wat het Jesus nou weer gesê? Nee, dit was die taak van die Heilige Gees om hulle te herinner aan alles wat hy vir hulle gesê het. Dit was die taak van die Gees om hulle te leer. Vriende, waar is die Heilige Gees vandag? In die hemel of op aarde? Hy is hier. En om presies te wees, hy is binne in die geredde kind van God se hart. En hy doen wat? Hy leer ons alles. Van wie? Van Jesus. En van alles wat Jesus geleer het. Dit word genoem niks anders as heiligmaking. Niks anders as heiligmaking. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie. Gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie en moenie bang word nie. Hulle het gehoor dat ek aan hulle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek gesê het, ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur het, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Nou ek moet vir julle sê, ek het nog so 'n klein stukkie wat ek graag met u wil deel, maar weet jy wat? Môre aand's nog 'n geleentheid. So ons gaan by hierdie geleentheid net 'n handbriek optrek en ek wil vanaand vir u vra. Dink u dis Jesus se begeerte dat die Heilige Gees volkome in u en in my hart moet woon?
Dink jy dis God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees se begeerte om jou met die volle krag van God te seën? Dink jy dis God se begeerte om vir sy kinders alles wat Jesus gesê het en gedoen het te sê? Dink jy dis die Gees van God se begeerte om ons te herinner aan alles wat in die woord van God opgeteken is? Dis sy begeerte. Wat moet ons doen? Wat kan ons meer doen? Nou vriende, dis baie eenvoudig. Baie eenvoudig. Meld aan. Meld aan. Hoe moet ek dit doen? O, die Here sê is eenvoudig. Bewaar my gebooie. Sit dit in jou hart. Bedink dit en leef dit, sodat jy kan besef en ek kan besef dat elke woord wat Jesus gespreek het was nie syne nie, maar sy Vader se. God het 'n begeerte, vriende, om hierdie aarde te seën met die trooster van die ewigheid. God het 'n begeerte en hy sê dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Dis vir ons tot 'n voordeel dat die Heilige Gees hier is. Maar hoeveel mense beleef hom? Hoeveel mense het 'n ontmoeting met die Heilige Gees? Vriende, mag God ons bekragtig. Mag God se teenwoordigheid in ons manifesteer, sodat nie ons nie, sy wil in ons lewens mag geskied deur die vervulling van sy Gees. En dis ons gebed vir u en vir myself, vir hierdie jaar en vir dit wat voor lê. Vriende, ons is in die doodsnikke voor die wederkoms van die Here. Daar's millisekondes op die wêreld se klok oor. Jesus Christus is op pad en is ons gereed om hom te ontvang. Amen. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Dierbare Here Jesus, dankie vir u liefde, dankie vir u ontferming. Here, u het vir u disippels vooruit gesê en hulle het nie verstaan nie. U het gehang aan die kruis en hulle het weggehardloop. U is begrawe en hulle is versprei. Here, u het opgestaan uit die dood uit en Thomas het gesê, daar's nie 'n manier nie. As ek in my hand, my vinger in sy hand druk en my hand in sy sy druk nie. Ja, Here, die disippels het vir u gesê, toon my die Vader en dis genoeg. Ag Here, doen ons nie maar dieselfde nie. Ons wil kom vra, Here God, dat u ons genadig sal wees. Ons is nie beter as daardie disippels nie. Ons het nie meer gesien nie. Maar Here, wat 'n werklikheid is dat u Gees reeds uitgestort is. U Gees is reeds hier op aarde en ons hoef nie vir dit te wag nie. Al wat ons moet doen is om onsself voor te berei om dit te ontvang. Ag Here, ons kom buig diep voor u neer in hierdie oomblikke. O soete Heilige Gees, ons kom vra u om ons harte voor te berei. Ons vra u dat u ons harte kan voorberei sodat ons u mag ontvang in die volheid. Sodat ons bekragtig moet word met goddelike krag. Sodat ons kan nie wese wees nie, Here, maar dat ons koningskinders kan wees. Baie, baie dankie vir u genade oor ons. Dankie dat u lankmoedig is oor ons gesindhede, oor ons gebreke, oor ons metodes van dink, Here. Ons maak baie foute, maar ons kom vra u dat u ons asseblief sal kom aansien, soos u daardie sondaar aan die kruis aangesien het. Soos u u disippels aangesien het en hulle het nie alles verstaan nie. So kom vra ons, Here, dat u ons ook sal kom vergewe, omdat ons ook nog nie alles verstaan nie. Maar ons vra, Here God, dat u vir ons die trooster sal stuur, om groot werk in ons lewens te doen. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen.